Muizenberg se Cape Blue Manor House is waar ons vandag handig raak. Kom ons kyk wat het Wiekie hulle alles uit die stoorplek gegrawe. Ou planke en stoele, 'n matras, gehekelde doilies en stukke oorskiet muurpapier. Meeste van ons is al goed bewus dat dit noodsaaklik is om groen te lewe. Ek glo mens kan nie genoeg herwinidees hê nie en daarom gaan ons vandag weer van weggooi goed mooi goed maak. Ja, die onderwerp van herwinning kan nooit hollerig gery word nie. Nuwe statistiek lei dat 90% van alles wat vervaardig word binne 3 maande op die ashoop beland. Eerste stel Isabel Coetzee van Intuit 'n tafelloper uit hekelappies voor. Ek dink hier's ure se moeite en liefde in die doilies in. Verseker Wiekie, ek het al hierdie doilies uit my eie trousseau uitgekrap en besluit om baie modern te gaan deur dit pikswart te kleur. Nadat jy dit gekleur het, kan jy besluit op watter tafel jy dit wil gebruik en dan kan jy dit begin uitpak. Kyk maar net hoe die patrone die beste aan mekaar las, omdat meeste van die lappies in elk geval verskil. Sodra jy dan tevrede is met die uitleg van jou doilies op die tafel, kan jy begin om dit aan mekaar vas te werk. Jy kan of hekelgaring gebruik daarvoor of jy kan gewone garing gebruik, maak net dit dubbel sodat dit bietjie lekker sterk is. Doilies kan so ook mooi plekmaatjies of 'n skinkbordlappie word. Buite is Karel de Weert en Nathan de Tooy van Big City Life aan die werkskaf met ou planke. Maar julle vorder goed. En as ek dit nie mis het nie, lyk dit vir my soos 'n tafelblad. Wiekie is 100% reg. Tussen die rommel het ons lekker lang planke uitgekry. Ons kon 2.1 meters uitsaag, wat baie lekker is vir 'n 8-sitplek tafel. Ons het nou klaar die planke uitgepak om die tafelblad te vorm en afgesaag op die regte lengte. Om die planke in mekaar vas te hou het ons 3 skroefdraadstawe gebruik en ons het die middel gemerk en 100 mm weg van die kant af. Boor met 'n 19 mm plathout boorpunt en rig dan die planke met die skroefdraadstawe in. Trek vas met M16 boute, saag die oorsteekpunte af en maak dit glad met 'n hoekslyper of skuurpapier. Ons is nou klaar met die blad, nou gaan ons oor na die pote toe. As jy net dat dit 'n sittafel is dit seker belangrik om die hoogte van die pote mooi te skat. Ja, mens moet. 'n sittafel is gewoonlik tussen 750 mm en 720 mm van die grond af. Ons het die dikte van die blad in ag geneem wat 40 mm dik is, dus gaan ons die pote 700 mm hoog van die grond af maak. Die pote bestaan uit 4 planke wat ons uitgelei het volgens die skets en ons het gat daardeur geboor om stafies deur te sit om dit aan mekaar vas te hou. Hier het ons 2 pote wat reeds klaar is. Jy sal sien die boonste gedeelte van die poot is teen 'n hoek geslyp. Die rede daarvoor is ons die pote en die blad teen mekaar vassit, dat ons 'n meer stabiele tafel het. Hekskarniere word hiervoor gebruik. Dit kom op die boonste balk van die pote, ongeveer 300 mm van elke kant van die blad af. Sodoende kan die pote toevou en die tafel maklik platgeslaan word. In die onderste reëling kom 'n 25 mm gat met 'n tou deur. Is die tou vir ekstra stabiliteit? Nee, dis net daar vir mooiheid. Wat is 'n baie mooi tafel. Jy kan die tafel draadborsel vir 'n verweerde gevoel of net liggies afskuur en verf in 'n kleur van jou keuse. Binne is Isabel reeds amper klaar met haar tweede herwinprojek. Isabel, is die stukke spons van die matras wat buite gelê het? Ja, dis reg, maar 'n matras is 'n baie groot en lomp ding wat soms in mense huis rond lê en jy het nie altyd pakplek of stoorplek daarvoor nie. Ons gaan vandag 'n draagbare sitplek maak wat jy kan gebruik buite in die tuin of as jy strand toe gaan of selfs vir 'n kaggelvuur in die winter. Die sitplek gaan bestaan uit hierdie 2 ewe groot stukke spons wat uit die matras gesny het en dit nogal met 'n elektriese broodmes. Net so 70 soos hierdie matras. Absoluut. En die idee is dan dat hy kan oop en toevou. Elkeen van hierdie stukke spons gaan 'n sloop kry wat bestaan uit 8 panele materiaal. Die een sloop vir die een stuk spons is reeds klaar. Ons het die binnekant wat 'n ewe groot stuk is as die spons en dan ook die 2 lang sypanele is van dieselfde flanel materiaal gemaak. Dan het ons die agterkant 'n sy materiaal en die 2 kortkante se sypanele ook daarvan aan mekaar gestik. Dan het ons 'n 7de paneel wat die handvatsel is en dan die 8ste paneel is basies die agterkant van die selmateriaal wat ek in 2 gesny het en met hy en sy aan mekaar vasgemaak het sodat 'n mens die kussingsloop kan aftrek en was. Jy kan selfs die hele kussing met seil of ander sterk sintetiese materiaal oortrek, want dan kan jy dit sommer met 'n natlap skoonvee. Die kussings word aan mekaar geheg met 'n ritsluiter wat aan die teenoorgestelde kant van elke handvatsel in die binneste paneel vasgewerk is. So kry jy 'n lekker lang lêplek of 2 sitplekke wat klein kan opvou vir ronddra of bære. Baie oulik, maar ons het nie vergeet van die manne buite nie. Jy kan nie die stoel se pote afsny nie. Wiekie, die stoel het nie meer pasmaats nie, so ons gaan hom en 2 ander gebruik om 'n bankie te maak en hulle tweede lewe te gee. As jy daar na die skets kyk, sal jy sien die bankie se pote bestaan uit 3 stoele se voorpote. Hierdie plank ons gekry van die rommel op af en ons het op die regte lengte gesny en word gebruik as die syreëlings van die bankie.
Sodat die syreelings gelyk is met die pote aan die buitekant, sny ons 'n keep uit met 'n wipsag. Met die kepe uitgesny kan ons begin om die bankie aan mekaar te sit. Ons begin met die buitenste 2 pote en dan sit ons die syreelings aan hulle vas met gom en skroewe. En as dit gedoen is, meet jy die middel van die bankie en sit die middelste poot daarin vas. Om die bankie nou 'n bietjie meer uniform te laat lyk, gaan ons 'n baie basiese verftegniek gebruik. Ons gaan 'n donker onderlaag opverf en dan gaan ons 'n bietjie groen oorborsel en dan terwyl die groen nog nat is, gaan ons 'n bietjie ligter bruin oor dit borsel laat dit bietjie in mekaar inmeng. Dit laat die bankie bietjie meer autentiek lyk. Gewoonlik het ou tipe goed meer laag verf op. Met die verf droog, is dit tyd vir die sitplek gedeelte van die bankie. Die blad kom met kabinetmakers, hoekblokkies en skroewe aan die pote vas. Onthou om 20 mm aan elke kant by te sit wanneer jy die blad uitmeet, sodat dit ietwat groter as die pootraamwerk is. 'n Goeie afskuur later en jy spog met 'n oulike nuwe sitplek. Binne het Isabel uit die oorskietmuurpapier reeds mooi stoorbokse gemaak. Dankie Isabel, maar dit is nie vandag my verjaarsdag nie. Hey Vicky, ek is so jammer om dit te hoor. Nog 'n plan wat ek het met muurpapier is om geskenkpakkies daarmee te maak. Jy sny 30 cm min of meer af van die muurpapier. Dan vou jy die boonste rand so 2 cm om, net dat jou geskenksakkie baie mooi netjies lyk. Jy vou jou muurpapier dubbel, maar jy laat so 2 cm bietjie uitsteek. Daarna meet jy 8 cm van die linkerkant af in en jy trek 'n lyntjie want dit is waar jou eerste vou gaan wees vir die breedte van jou sakkie. Van die plek waar die papier dubbel gevou is, meet jy weer 8 cm vir die ander sykant. Op die voulyne sny jy driehoekies uit sodat die panele later maklik kan inpas. Daarna vou jy die kante toe en plak dit op die 2 cm wat aan die begin oorgelaat is. Gebruik wasgoedpennetjies om alles in plek te hou. Wanneer jou gom droog is, vat jy dan die onderkant van die sakkie en jy vou die 2 lang panele in en plak dit vas aan mekaar en dan die 2 kort kante ook. Daarna gaan ons 'n stukkie wit karton neem en van bo af in die sakkie insit en vasplak ook onderaan. Dit maak hom bietjie meer stewig en ook dat hy meer gewig kan dra wanneer jy jou geskenkie daarin sit. Heel laaste, pons jy dan 'n paar gaatjies bo aan jou sakkie waardeur jy jou dekoratiewe linthandwatseltjies kan ryg. Jy kan kristalle ook invoeg of selfs 'n monogram met kraletjies bou vir die persoon wie se verjaarsdag dit is. En dit alles vir 'n appel en 'n ou ei. Wat ek veral geniet het van vandag se idees, is dis nie net dekoratief nie, maar ook uiters prakties. En beste van alles, dis sag op die groen gewete. Kom ons kyk weer. Geskenksakkies uit oorskietmuurpapier en 'n byderwetse tafelloper van ouma se hekelappies. 'n Onthaaltafel uit afvalplanke wat nog vir jare onder koskottels kan kreun en 'n ou matras wat 'n veeldoelige kussing word. En dan is daar die ou stoelpote wat blom as 'n nuwe sitbankie of koffietafel.